Here ons Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om U te kan ken en te kan weet U openbaar Uself in die woord vir ons nie. En Here, mag dit ook so wees vanaand. Dankie vir Lodewyk wat vir ons voorgaan, Here. Dankie vir die gawes wat hy ontvang het. Dankie vir die manier waarop hy dit doen, Here. Mag U deur hom praat ook vanaand. Mag ons meer bewus word van wie U is ook deur die boek van Hooglied. En dankie vir die wonderlike voorreg om so te reis deur die woord op verskeie plekke en verskeie maniere. Mag U elkeen seën wat hier is vanaand. En wanneer ons ook weer hier weggaan, mag dit diepte toevoeg tot ons geestelike lewe, Here. Dankie dat ons dit alles kan bid, alles kan vra in die wonderlike naam alleen. Amen. Toe Rikus my gevra het oor hierdie, ek moet seker ook my kamera ook geaansit vir die oomblik. So toe Rikus vir my gevra het om hierdie aan te bied, het ons gepraat oor ons het eintlik begin om met die gesprek oor die toer wat aan die einde van die jaar na Egipte toe gaan. En toe begin ons praat oor, moet ons nie dalk 'n Bybelskool oor Egipte doen nie. Toe sê ek, jong, ja, ons kan en alles, maar kom ons fokus eerder ook op die teks en so aan. En toe sê ek vir hom wel, kom ons gebruik 'n boek om te illustreer wat die invloed van die nabye na ooste, of die antieke nabye ooste en met ander woorde die bure van antieke Israel gehad het op hulle teks, in ander woorde op die Bybel. So en dan die een wat ek spesifiek dan nou gaan uitlig is Egipte as 'n voorbeeld. Skus, dis nou 'n mot wat hier voor my verbyvlieg. Gaan ek Egipte gebruik dan nou ook om dit mee te illustreer, maar ek gaan eerste wat ek beplan om te doen is om bietjie net vanaand onder andere 'n eerste deel op Egipte te fokus, om vir ons 'n bietjie net 'n breë konteks te gee van Egipte as 'n nasie, 'n antieke nasie, nie moderne Egipte nie soseer nie. En dan gaan ons begin na 'n inleiding op die boek Hooglied. So dit gaan waarskynlik strek so tussen vanaand en volgende week, en dan gaan ons na die teks vers toe. Nou Hooglied het so 8 hoofstukke, so ek twyfel of ons deur al 8 hoofstukke sal kom in hierdie tydperk, of in hierdie 3 dae wat ons saam gaan, of 3 geleenthede wat ons gaan saam wees, maar ons gaan kyk hoe ver ons kom. En dan wat ek gaan doen is, wanneer ons veral besig is met die teks, die vers gaan ek van antieke nabye oosterse ikonografie. Met ander woorde is ikonografiese uitbeeldings van die Midde-Ooste wat ons vind in Mesopotamië, in Kanaan, in Iran, in Irak of antieke Persië, Sirië, Egipte dan nou veral, en selfs van die Grieke en die Romeinse ikonografie en hulle standbeelde wat dan spesifiek terugherlei na beelde wat ons ook dan vind in die boek van Hooglied. Nou soos Rikus genoem het, so tong in die kies, dit is 'n bietjie van 'n eksplisiete boek. En wanneer ons nou besig gaan wees met hierdie ikonografie en goed, dan gaan ons nou nog meer eksplisiete beelde sien. So kners maar bietjie op die tande as dit jou bietjie ongemaklik laat voel. Maar dit is ook goed as dit jou bietjie ongemaklik laat voel, want ons is geneig om dit te ignoreer dat hierdie pragtige beelde in die Bybel is. En dan spesifiek, nou net weer om soort van saam te vat, hoekom ons fokus ook op die naby oosterse omgewing, want wanneer ons praat van hierdie genre, hierdie soort literatuur, wat mens vind binne Hooglied, en dit is poëtiese literatuur, en tipies soos poëtiese literatuur, en veral ook jou wysheidsliteratuur, nou soos Job, en Spreuke, en Prediker, is literatuur wat algemene literatuur was in die antieke nabye ooste. So dit is literatuur wat mekaar beïnvloed het. Die nasie se literatuur en beelde wat hulle gebruik het in metafore en veral in die poëtiese taal, is woorde wat hulle by mekaar en metafore en beeldspraak wat hulle by mekaar geleen het en hulle daardeur mekaar beïnvloed. So die beelde en die metafore wat jy in die boek Hooglied kry en dieselfde baie in die boek van die Psalms en so aan, is bekende beelde. Dis nie vreemde beelde, is nie beelde wat uniek is tot Israel of in daardie omgewing. Dit was in haar hele wye omgewing, in die verskillende wêreldkontekste van die antieke naby ooste en die Middeleeuwse wêreld, was dit algemene beelde gewees. En hierdie beelde en taal word dan nou gebruik om 'n liefdesverhouding onder andere te omskryf, en ons gaan, soos ons ook in die boekie van Hooglied in delf, sal ons spesifiek daarop fokus. So, maar eerstens gaan ek nou net 'n bietjie, so die eerste deel van vanaand, 'n bietjie fokus op die boek, op die land Egipte. Share. Okay, so nou behoort julle dit te sien. Sien julle dit? Ja, baie dankie.
Kom ek maak hom net dat hy groter gaan. Waar sy. Nou poor hy reg te wees. Goed. Okay, ek gaan nou my kamera dalk net vir hierdie tyd afsit dan want julle hoef nie regtig my gesig te sien nie. Daar sy goed. Kom ons gaan aan. So die vlag wat natuurlik nou hier op is nou vandag moderne Egipte se vlag. Vandag is dit onder andere praat hulle maar Arabies en Islam en so aan is maar die dominante gelowe en volgende maar as jy met die Egiptenare vandag praat dan sal hulle vir jou sê hulle behoort aan Afrika en hulle is anderster as die res van die Midde-Ooste. Sommer net so kantnota hierso so enige tyd in my aanbieding as jy onseker voel oor 'n ding of 'n vraag het, is jy regtig welkom. Ek kyk hier nou na die chatbox nie, so Rikus, jy moet maar kyk as daar ietsie oppop of sit net eenvoudig jou klank aan, stop my en ons vra vrae. Moet asseblief nie skaam voel nie, want ek gaan aanrammel en aanhou praat totdat ek my sê gesê het. So stop my enige tyd asseblief. Goed. So kom ons kry gou net vir onsself oriënteer onsself net gou in die land. So julle weet nou waar Egipte sit. Egipte sit hier kan julle sien aan die linker onderkant is dit die bopunt van Afrika. En as mens praat van antieke Egipte, dan praat mens sê julle baie keer oor hulle praat van Lower Egypt en Upper Egypt of Laer Egipte en Hoër Egipte. So Laer Egipte is die lande wat afbeweeg na die see toe, so dis die kant waar dit na toe die water vloei. So Upper Egypt is die bo gedeelte, is meer hoër op 'n hoër plateau en dan Lower Egipte, maar Laer Egipte is dan nou die laer gedeeltes wat veral daar waar as jy verby Kaïro daar aan die noorde kant kyk wat dan afgaan na die Nyl Delta toe. Die Nylrivier loop ook in by hierso by Aswan aan die onderkant sal julle sien daarso 'n meer en daarso is die Aswan dam ook vandag en daar word die water dan gereguleer van die Nyl wat inkom van die Rooi Nyl en die Wit Nyl en die blou gedeeltes van die Nyl wat ook van Ethiopië en ander dele van Afrika af inkom. Daar's natuurlik nou so 'n bietjie konflik tussen Egipte en Ethiopië ook onder andere want Ethiopië het ook nou 'n dam gebou so nou kom maar nog minder water deur Egipte wat hulle ook nodig het. Goed, so dit is net om onsself so 'n bietjie te oriënteer en dan natuurlik daar sien jy nou as jy nou na die noordelike deel toe gaan waar wat uitloop in die Middellandse See, daar is die Nyl Delta met sy verskillende dele. So elke jaar het in die antieke tyd het die Nyl gevloed en dan was alles wat om die Nyl was nou weer onder water. So daardie ouens moes hulle landbou baie mooi bestuur om ook die vloede van die Nyl in ag te neem. Vandag word dit nou beter gereguleer met die Aswan dam saam. So dis nou nie meer so 'n probleem soos wat dit was in die antieke tyd nie, maar die antieke mense moes daarmee saamgeleef het. Die Nyl se opkoms en afgaan mooi dopgehou het vir hulle oorlewing. Dan hierso is een van die so hierdie is wat ons nou praat van tipies ikonografie. So hierdie is tipies goeders wat geteken is teen die mure van geboue en tempels en 'n klomp goeders daar in Egipte. En dit gee vir ons dan soos 'n selfie, kyk, as mens nou 'n selfie sou neem op 'n foon, is hierdie maar die antieke foto's gewees. So dit gee vir ons 'n fantastiese idee van die antieke wêreld. In die tyd van Egipte, van hoe hulle self uitgebeeld het en wat mens kan sien en hier kan mens nou sien byvoorbeeld aan die linkerbokant het hulle spieletjies en daarso kan mens sien reg langs aan die vrouens wat sit en hulle word deur hulle slawe bedien. Jy kan sien die arbeiders wat bou, ouens wat kos maak, jy kan sien die visse wat gedra word, die ouens wat teken daar aan die regterkant, bo aan die bokant die ouens wat die leerwerke doen ensovoorts. So jy kan duidelik sien hoe hulle self ook uitgebeeld het en hoe al hierdie verskillende tipes van arbeid wat ook plaasgevind het. Dan in die tydlyn van Egipte. Egipte het 'n wonderlike lang antieke tydlyn, natuurlik een van die ou nasies. Net om vir julle so 'n bietjie te oriënteer, die piramides is so dateer is so omtrent plus minus so 2500 voor Christus, 'n bietjie ouer. Maar van die oudste piramides is hier by 2800 as mens praat van Saqqara en daar by Dahshur en al die plekke.
So as julle nou aan die einde van die jaar saam met my gaan Egipte toe, is van julle belangstel om in te skryf en saam te kom, dan gaan ons na al hierdie plekke toe, onder andere waartoe ek nou verwys. Dan vaar ons die Nyl ook op of af. Ek kan nou nie onthou of ons gaan opvaar of afvaar nie, en dan besoek ons al hierdie plekke en tempels. Maar in elk geval, so die koninkryk, mens praat van die ou koninkryk en dan praat men hulle van die middelkoninkryk, en dan hier in die latere tyd, in die Persiese tyd, dit is nou jou tydperk wat jy nou die bekende faraos soos Cleopatra en die ouetjies kry hier van 300 voor Christus. Of wel 'n bietjie na dit en so aan. Maar hier in die middeltydperk van enigiets van 1600 tot 1200, dit is 'n baie ryk periode gewees van Egipte, en baie van Egipte wat ons vandag sien is of gedeeltes van dit wat as 'n van die nuwe koninkryk, wat as 'n resultaat is van een van die groot farao's, Ramses die tweede, en dan natuurlik die latere invloed van die Grieke, wat ook ingekom het, en die Romeine en so aan, maar die Grieke veral, wat geheleniseer het, so stede soos Alexandria, wat natuurlik nou ook gekom en ontstaan het as gevolg van die Grieke se inval met Alexander die Grote. Maar baie van dit wat ons vandag sien nog van Egipte, met die tempels en hierdie tipe van goed, is strek van hierdie middelperiode van so 1500 tot 1000 voor Christus. Die piramides wat nou heel wat ouer is, sal ek so 'n bietjie nou gou oor praat as ons by hulle kom, maar ek wil net gou so vinnig, dit is ook net om vir julle so 'n idee te gee. So ons sien van die eerste inwoners hier ongeveer 6000. Ons begin al hieroglife sien hier van 3200 jaar, wat hulle noem die trappiramide of die steppiramide daar by Saqqara, wat die oudste piramide is. Jy kan sien hy lyk so trappe, en die enetjie aan die regterkant bo. Hy strek hier van 2600 voor Christus, en dan die piramides, die drie by Gaza wat natuurlik baie bekend is. Die drie grootes daarso is omtrent 2500 plus minus voor Christus, en dan die Sphinx wat so 'n bietjie ook in daardie tyd omtrent is. Nou, wat interessant is, as jy daar by Saqqara by daai steppiramid staan en jy kyk so oor die woestyn, dan is daar nog honderde ander piramides wat ook daar gebou is. So meeste van ons ken net die heel bekendste piramides, maar daar is baie piramides in Egipte. Goed. 'n Piramide was 'n grafkelder, net vir die wat onseker is oor wat is 'n piramide. Ek sal nou weer terugkom daarna toe. As jy na beelde kyk van die antieke wêreld van Egipte, is een van die maklikste maniere om hulle uit te ken, vir al die farao's, is aan die soort kroon wat die farao gedra het. En jy het nou gehoor, ek praat nou van Upper en Lower Egypt, so die lower, die laer gedeelte wat nader aan die Nyl is. Aan die Middellandse See is tipies die rooi kroon gewees, en die gedeelte wat die hoër plateau was die wit kroon. So op daardie stadium was Egipte het veral twee groot dele gehad, wat nou twee verskillende ryke was, maar later het die twee verenig, en daarom sien jy dan nou die wit en die rooi kroon wat ook een kroon geword het, daar aan die regterkant, soos dit later in die tyd ontwikkel het. Hier is 'n voorbeeld van so 'n rooi-wit kroon op een van die mure daar van 'n tempel, en hierso word die god Horus, wat die seun is van Osiris, wat die hoofgod was. Nou jy het 'n die koninggod gehad, en die koninggod was Osiris, en sy vrou was Isis gewees, en hulle seun was Horus gewees, en Osiris se broer was Set. So Osiris was die god van groen en land en mooi daar by die Nyl, en Set was die god van die woestyn gewees. En so die twee boeties het ook ongelukkig aan 'n bekleierery gegaan, en onder andere is Osiris toe doodgemaak, en sy lyf was in dele opgesny, en toe word hy die god van die onderwêreld. So ek sal nou vir julle gewys hoe word hy dan uitgebeeld. Maar toe vat sy seun oor, en word sy seun Horus die nuwe koning van die aarde. En daarom word Horus hierso uitgebeeld dan nou met die farao se kroon op sy kop, en hy's nou soos 'n koning op die aarde, en daarom dra hy die wit en die rooi kroon. Maar hy's nou nie die hoofgod nie. Die hoofgod daar was drie primêre hoofgode gewees, maar wat natuurlik die heel bekendste een is die god Ra, wat die songod wat meeste van ons ken. Goed.
ek hoop jy gaan te vinnig vir julle nie. As ek te vinnig gaan, stop my net, hoor. So jy net so vinnig 'n bietjie, hierso kan mens 'n bietjie van die gode sien. Ek het nou verwys na Isis en Osiris. Nou julle sal sien, kyk, as julle gou-gou kyk na die boonste ry en julle kyk na die derde figuur van regs af, sal julle sien die gode se vel is gewoonlik so in groen uitgebeeld. Daarso is Osiris en julle kan sien hy het so 'n wit kledingskit aan, want onthou hy's doodgemaak deur sy broer Set wat hier links onder die tweede een van links onder is. En as gevolg daarvan word hy uitgebeeld as 'n mummie. Nou julle weet in die antieke Egiptenare het lyke gemummifiseer en so hy is jy kan sien hy's 'n lijk. So dit is nogal interessant om hom so te sien. So om hom te erken is altyd die maklikste. So en dan sy seun is reg langs hom, daar kan julle weer sien met die kroon so op die kop. Goed, ek gaan nou nie op die ander gode te veel fokus vanaand nie. Ek gaan dalk net gou hierso is van die hoofpantheon van die gode, soos julle weet nou, hulle het baie gode gehad. Nou ek het Horus genoem reeds, hierso kom ons werklik gou vinnig van links af deur. So Horus was dan nou die koninggod gewees, langs hom is die woestyngod Set. Dan die een wat lyk of hy die kop van 'n ibis het, van 'n Hadida, dit is Thoth, hy is die skrywergod, alles wat neergeskryf word. Dan Khnum is die aand, Hathor, die vroutjie langsam met die son op haar kop, is die godin van liefde. Dan Sobek was die krokodil, die god van die Nyl. Daar's 'n pragtige, ons gaan sy tempel ook daar by Obu en Edfu besoek in Egipte, pragtig, dan gaan ons na die museum toe ook, waar al die gemummifiseerde krokodille is. Dit is verskriklik interessant om te sien. Dan die hoofgod Ra, en langs hom is die ander hoofgod Amon, en die ander hoofgod Ta, wat ook in wit aangetrek is, moet hom nie verwar nou met Osiris nie. Nou, op 'n stadium was hulle 3 gode gewees, maar iewers in die loop van die geskiedenis het Ra en Amon een god geword in die Egiptiese tradisie, en dan word hulle genoem Amun-Ra. So as jy hoor van Amun-Ra, dan weet jy jy's nou in die tydperk van wat toe hierdie 2 gode een god geword het in die Egiptiese tradisie. En jy sal sien al die gode dra 'n ank, die teken van die lewe in hulle hand. So dit is, ek sal nou gou weer terugkom na die ank toe, en dan die godstaf. Jy kan sien die staf met wat lyk of hy 'n jakkalskop aan die bokant het en die onderkant wat ook met die Nyl verbind word. Dan Anubis is die god wat jou vat na die onderwêreld toe. Dis een met die jakkalskop op of 'n hondkop. Hulle sê altyd daar's debat of dit 'n jakkalskop is en of dit een van hierdie wat is hierdie honde wat mens altyd gebruik vir sekuriteit, wat hulle altyd so in die flieks gebruik, maar ja, een van daai Dobermans of so. En dan Osiris, die god van die onderwêreld, en sy vrou wat ook sy sussie was, Isis. Goed, hier is net nog 'n voorbeeld van 'n baie belangrike godin wat ons in die wysighedsliteratuur in die Bybel baie optel. En sy is Maat. So Maat is die godin van geregtigheid of oordeel. En sy word altyd uitgebeeld met hierdie vlerke met 'n veer op haar kop of uitgebeeld as 'n skaal. So ek sal nou net terugkom na haar werk toe as die skaal. So sy meet of jy 'n goeie lewe gelewe het of 'n geregtigde lewe, 'n justified life, soos die Engels sal sê. As ons gou kyk hoe die Egiptenare gepraat het oor hulle wêreld, of gekyk het na hoe lyk hulle wêreld, dan nou moet ons praat van hoe lyk ons wêreld. Dan julle weet in die Bybel, die Bybel het 'n 3-vlak wêreldbeeld, né? So hulle praat van hemel, aarde en dan die onderwêreld, né? So veral in die Ou Testament sou jy praat van die Shamayim wat die hemel is, die Eretz wat die aarde is in Hebreëus, en dan Sheol wat die onderwêreld is. Nou die Nuwe Testament het ook 'n ander se wêreldbeeld, is nou weer ook 'n anderste, dis ook 'n hemel, aarde en dan die onderwêreld is dan Hades, of Hades, wat in die Griekse en die Romeinse wêreldbeeld is, en dan word dit ook die term vir hel later, gedagte van hel kom dan van dit uit. Maar jy kry baie verskillende soorte wêreldbeelde in die antieke wêreld, en hierdie is hoe die Egiptenare hulle wêreld uitgebeeld het. So jy kan sien dit is 3 gode wat gebruik word om die wêreldbeeld uit te beeld, Nut, Shu en Geb.
Noot is die hemel. So jy kan sien is die vrou wat bo is met die sterretjies op haar lyf. En as ons kyk na die linkerkant, die regterkant se een, is dit nogal 'n mooi uitbeelding nou. So elke aand, as jy kyk na haar mond, daar voor haar mond is die son. So elke aand sluk sy die son in, dan word dit nag. So dis dusk of die rooi die aandson. Dan beweeg die son deur haar lyf, so die aand, dis hoekom dit die sterre is, en elke oggend gee sy weer geboorte aan die son. So jy kan sien haar geslagsdeel wat ook daar is, en dan gee sy geboorte, en die oggendson se naam is Kefri, en die so en of in die Hebreëus praat ons van die rooi dag of Shagar, en ons lees baie van Shagar in Psalm 139, Psalm 110 sien ons, ek dink Psalm 58, 57, Psalm 60 sien ons vir Shagar, die gedagte van die rooi dag of die rooi son, 'n nuwe lewe wat kom. En dan beweeg die son deur die hemelruim in die dag en dan weer in die aand sluk sy in. En dan die aarde, sjoe, kan julle sien is die ouetjie in die middel wat die hemelruim ophou en dan die gap wat die onderwêreld verteenwoordig wat onder lê. Nou hierdie beeld word op verskillende maniere uitgebeeld. Hier is net 3 verskillendes wat jy teen van die mure kry. Hier is sommer nog enetjie. Jy kan sien dit word al hoe meer gekompliseerd kan dit uitgebeeld word. Hier kan jy sien aan die linker en aan die regterkant is die son op 'n boot, so in die aand hy word in die boot gaan in die mond in van die godin, reis deur haar lyf en dan die volgende oggend word die boot dan weer gebore met die son op, met Ra wat daar bo-op sit die son. So die son is daar's verskillende songode. Jy kry dan nou die oggendson, die middagson. Die middagson is die grootste son of die hoofson, dit is Ra, en dan ook nou die aandson wat as 'n bees uitgebeeld word, 'n bul. Hier is 'n meer gekompliseerde enetjie en dan hierso is nog enetjie wat 'n bietjie meer kleur het. En hier kan mens sien hoekom hulle gedink het dit is hoe die wêreldbeeld lyk. So as jy opkyk na die hemel en jy sien die Melkweg, en jy sien die Melkweg beweeg ons so in 'n sirkel, kan jy sien hoe dit sou 'n indruk kon los by hulle. Dat dit is hoe die hemelruim lyk. Goed. As ons na hierdie is daar by Karnak in Egipte. As ons by in die stad van Luxor, daar's in die een aan die regterkant Karnak en aan die ander een is 'n Luxor tempel. En hierdie twee tempels is ook verbind met 'n lang straat wat 'n paar kilos lank is. Wat vol swings is, klein buls, skaapswings en gewone swings is wat ons ken. Maar dis tipies hoe die gode vereer was deur hierdie tempels wat opgerig was. By die een groot tempel wat julle daar sien aan die linkerkant sien julle ook daar's 'n dam en daai dam was dan ook gebruik vir priesterlike rituele van skoonwas en reiniging. En mens kan sien baie van hierdie konsepte is nogal deel van wat ons sien in die antieke wêreld by Ooste by die meeste lande, iets van reinheid en skoonwas en so aan. Soms 'n stalkie oor die tempel hier aan die regterkant. Julle sal sien die standbeelde wat daar so voor julle is. En daar so 6 standbeelde. Dit is almal Ramses se tweede, wat ek julle gesê het, dit is die groot farao wat ons die meeste van die goed ons oor het vandag. En Ramses se beelde staan daar, maar as julle mooi kyk, sê julle sien die heel linkerkantste ene lyk bietjie anders. En jy sal sien die arms is ook gekruis op die bors. Nou toe die tempel opgegrawe is en skoongemaak is, alles was onder grond en sand en van die Nyl se modder. Toe hy nou uiteindelik weer oopgegrou is, toe was die standbeeld heel aan die linkerkant nie meer daar nie. Hy was weg gewees. En toe het 'n klomp akademici in 'n universiteit, ek sal nou nie sê wat universiteit daar in Amerika nie, het toe 'n beeld gemaak wat hulle reken hoe hy moes lyk en die beeld toe kom opsit. Nou wat die Egiptenare lag verskriklik vir die beeld, want in al die beelde is Ramses word hy simboliseer sy mag en sy paraatheid en heerlikheid en goed. Die oomblik wat jy 'n beeld uitbeeld waar die hande gekruis is, dan is die persoon dood. So hulle dink dit lyk nou vreeslik mooi, maar wat hulle nie besef is nie, hulle beeld Ramses daar uit as 'n lijk, terwyl al die ander beelde hom as lewendig en vermag en so aan. So dit is eintlik so 'n bietjie van 'n humor ding as jy daar sou staan. Duidelik het daai ouens nie hulle navorsing baie goed gedoen nie. Okay.
Hierdie is vir my 'n vreeslike mooi uitbeelding. As julle vir julleself die Bybel sou oopmaak en julle lees Psalm 148, dan gaan julle hierdie prentjie net so sien. Dan kan julle sien hoe die Egiptiese beelde impak het of dieselfde aanbiddingsvloei gevind word in die Psalm ook. So hier hierdie se beeld is 'n beeld van totale aanbidding. Uitbeelding van totale aanbidding. So die voël in die middel is Ra, die hoofgod. En dan kan jy sien heel bo die ouetjies met die vlekkies is die engele wat hom aanbid. En dan aan die regterkant die ouetjies wat so plat lê op 'n maag is die slawe en die gewone Egiptenare. Dan die ouetjies wat onder is met hulle handjies so in die lug is die elite, die ryk mense en die farao's. En dan onder dit is die natuur wat hom aanbid, die ape. En dan die vlak onder dit is die ander gode. So dis gode wat aanbid. Dit soos ek sien ietsie van in Psalm 82 en so aan. En dan wat natuurlik anderster is wat jy nie in ons woord sal kry nie, want ons woord sê dit werk nie so nie, is dan die onderwêreld, die dooies wat ook vir Ra aanbid. Nou ons weet dat die dooies kan nie vir God uit die onderwêreld aanbid nie, nê. Goed. Hierso is Aswan, net sommer so die Nyl, net so te wys hoe mooi dit daar is, waar ons ook sal opvaar. Dan 'n baie belangrike simbool is die ank, die teken van lewe, so dit is die ankkruis. En julle sal sien, meeste van die tempels sal julle sien soos hierso wat ek nou vir julle gewys het aan die regterkant, word die ank gevoer, lewe word gegee, lewe word gevoer aan die farao. Die boonste een is 'n uitbeelding wat jy vind in Tutankhamen, een van die bekende ryk farao's. Se grafkelder en hierso aan die onderkant sien jy ook die farao wat deur Ta gevoer word om die lewe te ontvang. Baie bekende simbool in Egipte. En natuurlik 'n ander bekende simbool is dan Kefri, die oggendson, wat die miskryer is of die miskryer god. So ek het nou vir julle gepraat van die rooi dag of Shagar in Hebreëus, die oggendson. En hierdie is ook so wat baie belangrik is van hierdie god, behalwe dat dit is 'n nuwe lewe aandui. So jy sal baie keer miskryers skryf wat saam met die lyke of die mammies begrawe is, want hulle het geglo in reïnkarnasie, sodat hy weer op nuwe lewe. So hierdie God wys onder die son 'n nuwe dag, nuwe lewe is, en hulle gesien het dat die miskryers lê, hulle het nie besef die miskryers lê hulle eiertjies binne in die misballe nie. En dan as die kleintjies gebore word, het hulle gedink, o, dit is nou weer die miskryer wat weer nuwe lewe, so dis 'n teken van reïnkarnasie. Later sal julle sien hier in die middel 'n fotootjie van al hierdie klein miskryer beeldjies. Hierdie was die SMS'e van die antieke wêreld. Nou jy vind oor die hele Midde-Ooste, in Italië, in Griekeland, Turkye, Egipte, Israel, Assirië, Persië waar Iran en Irak is, al hierdie Jordanië vind jy hierdie as jy opgrawings doen van hierdie miskryertjies is baie klein. Ons praat van soos daai klein blouetjie, die turquoise enetjie aan die regterkant is so groot soos my duimnaal omtrent. En dit was die SMS'e. So enigiets wat die farao wou kommunikeer of 'n uitspraak wat hy gemaak het, was 'n soort van 'n kort opsomming in die onderkant geskryf. Ek moet vir julle eintlik gewys het ek het 'n klomp van hulle hierso. En dit was dan gebruik as soort van 'n SMS en uitgedeel. En uitgestuur aan die hele omgewing om te verduidelik dis wat Egipte nou gedoen het of besluit het. So dit was hulle kommunikasie, hulle WhatsApps. Hierso net so weer die skerp of die Kefri nou, die miskrygod om te wys hy word geassosieer met nuwe lewe. Links bo gaan die boot en word ingesluit per die hekke van die onderwêreld vir die aand wat hy nou onder ingaan in by die godin se mond. Hierso kan jy sien in die onderkant links die oggendson en die aandson wat langs mekaar staan, die bil en die miskryer, en hier kan jy sien aan die regterkant sien julle die voetjies wat so uitkom, is 'n farao wat gebore word. En bo hom word dan die oggendson uitgebeeld, die miskryer, om te wys dis nuwe lewe, nuwe heerlikheid, 'n nuwe koning wat gebore word. Goed. Kom ons gaan gou vinnig net so, ons is amper klaar met hierdie gedeelte oor die Egiptenare.
Ek het vir julle gesê die piramides, kom voor ek met hierdie gedeelte begin, want 'n soort van 'n volgende gedeelte, is daar oor die vorige gedeeltes daar enige vrae of kommentaar? Goed. Okay. So die piramides is natuurlik die bekendste ding wat ek dink ons almal mee Egipte assosieer, veral hierdie drie piramides daar by Giza van Khufu hulle. Khufu was die een farao wat die groot piramides en so aan en hulle was antieke grafkelders. So elkeen van daai hierdie drie is 'n oupa, 'n seun en 'n kleinseun. So drie farao's en die grootste een is die oupa en toe die seun en die kleinseun. Die kleinseun het gevoel en die pa het gevoel hom nou nie groter gaan as die oupa nie. En dan familie wat in die kleiner piramidetjies om dit is. Nou daai piramides was pragtig met 'n wit tipe van 'n wit klip. Jy kan sien die boonste punt het of van die wit klip op. Was hulle glad gewees, maar dit het deur die jare vergaan. So dit is hoe die ou farao's hulle self begrawe het. En dan is hulle begrawe met al hulle skatte want hulle gaan ons nou in 'n nuwe lewe in. Van hulle is tot met slawe en al sulke goederes begrawe en kos en goed en die latere farao's ook, maar toe het hulle agtergekom die die grafkelders word beroof. En toe die farao's besluit nee, hulle kan nie meer hierdie piramides bou nie want die kelders word die hele tyd leeg gesteel. Of as 'n farao, 'n opvolgfarao finansiëel nie baie goed doen nie, dan gaan breek hy in by die vorige farao se kelder en gaan steel al sy goud uit sodat hy dan nou weer 'n bietjie goud het. En as gevolg daarvan het hulle toe nou besluit om hulle grafte te begin wegsteek. En vandag kan jy die Valley of the Kings, die vallei van die konings gaan besoek daar by Luxor waar ek nou na ander tempels gewys het. En daar kan jy nou gaan sien hoe argeoloë nou uiteindelik hierdie grafte ontdek het, hierdie vallei en hulle het hierdie verskriklike diep. Ek moet vir julle eintlik foto's opgesit het nou om te wys die tonnels, diep grafkelders onder die grond grawe en jy kan dit gaan besoek. Ons gaan ook in so 3 of 4 van hulle ingaan met die mooiste hieroglife en kunswerke wat hierdie kelders mee ingekleer is en mooi gemaak is en so aan, wat die verhaal dan nou ook van elke farao vertel en so voort. En al daai hele middelkoninkryk tydperk se farao's is hierso, Tutmosis die 3de, al die Ramses, al die Tutmosis se Seti-hulle en al hierdie farao's is almal hierso begrawe en om hulle skatte weg te steek. Maar ten spyte daarvan het mense weer die skatte gekry. Ons is geneig om te dink nee, die grafkelders is beroof in ons tyd. Ja, ons tyd ook. Maar hierdie grafkelders was al leeg beroof gewees al in die tyd net nadat hulle basies gemaak is deur die vorige farao's en ander ouens. So natuurlik die een grafkelder wat ons gevind het waar alles nog binne-in was die grafkelder van Tutankhamun, die kind koning. So sy kopstuk is natuurlik die bekendste een daai wat alles aan soliede goud gemaak is. Want dit was die enigste kelder wat nog alles ingehaat het. Ironie is hy maar net 'n 4-kamer kamer gehad, wel Ramses en die groter farao's baie meer gehad het. So dan kan mens maar net wonder wat was in hulle grafkelders gewees. Hierso weet julle natuurlik nou dat 'n lijk gemummifiseer is. Hier kan julle sien hoe Anubis nou gebruik word om uit te beeld dat Anubis, die god, die lijk van die farao mummifiseer. Daar kan jy sien aan die bokant van die mummie die skaal wat natuurlik Maat is, wat sy lewe gaan weeg en sy lewe word geweeg natuurlik voor die god van die onderwêreld, Osiris, wat ook jy kan sien ook 'n mummie is, nee, jy kan sien sy verbindinge sien daarso so met sy wit lappe ook en goed. En hoe dit was ook op 'n baie spesifieke manier uitgebeeld. Ek gaan dit nou vir julle wys, maar eers gaan net so oor die mummie self. Dit was 'n vreeslike proses geweest. Hulle het die lijk eers gewas, dan het hulle die organe uitgehaal. Jy kan sien daar stap 2 waar die brein uitgehaal, die brein was deur die neus uitgetrek. Alle bloed was dan uitgehaal, die organe was uitgehaal. Die groot organe was in wat ons praat van die canoptic jars wat 4 koppe het. Ek sal nou by hulle uitkom. Dan is die lijk gegeur
Dan begin die verdrogingsproses totdat hy uiteindelik verbind is en dan gestoor was. So alles wat vog kon gee, soos organe en goed, wat maak dat die lijk kan vrot, was verwyder, sodat die lijk dan nou maar eintlik uitdroog. So, nee, mag ek nou die woordjie gebruik dat die lijk eintlik maar soos 'n stukkie biltong word wat baie droog is. En dan nou uiteindelik maar net daar lê. Goed, hierso is 'n voorbeeld nou van 4 synoptic jars, waar die 4 organe wat volgens hulle die groot organe was, ingesit was, die darmkanaal, die maag en die lewer en die longe, en julle kan nou maar sien by wie was elkeen ingesit. Ek het ook 'n stel van hulle namaaksels hier so by die huis, as iemand belangstel om na so iets te kom kyk. Hierso is Tutankhamen van sy kuste, is nie eens al sy kuste nie. En hierdie kuste, die een heel voorkant is van soliede goud gewees. Die volgende was hout met goud oor. Die groter is, en dan heel agter sal jy sien is 'n klei katakombes, en elkeen van hierdie kuste pas binne die volgende een. En daai klei eenheid het nou weer gepas binne 3 groter houtbokse wat ook met goud omtrek was. So kan jy net dink, en dit was nou net sy mammie wat so vol goud was. En hoeveel ander goud nog in sy kamers was. Ons sal 'n bietjie kyk. Hy is die enigste farao wat se mammie nog steeds in sy grafkelder gehou word op die oomblik. So as jy daar in die Valley of the Kings gaan, dan kan jy na sy lijk ook gaan kyk. Die ander is almal in museums. Nou, die oordeel. So as ons nou praat van die oordeelsdag, hierdie is die oordeelsdag vir elke Egiptenaar as hy doodgaan. So nou, hierdie is soos 'n fliek wat jy moet kyk, 'n storieetjie. So die storie begin daar links heel bo. So die persoon wat doodgaan, kan julle sien, die eerste stap is hy kniel, daar voor in sy wit klere. Julle kan sien ook sy klere is deursigtig, julle kan sy bene sien. So wanneer jy klere sien wat jy deur kan kyk op ikonografie, dan weet jy dis 'n lijk. So hierdie lijk lê daar en dan aanbid hy die gode. So jy kan sien heel voor al die klomp gode wat sit, né? Jy kan sien heel voor is Ra, en dan na Ra is Osiris, en dan sien jy is Maat wat ook as 'n man uitgebeeld word, maar eintlik 'n vrou is. En so gaan dit aan. Dan die volgende stap is hy moet geoordeel word. So nou is ons links onder. So Anubis vat hom nou in die onderwêreld in, en dan word hy geoordeel en sy hart word gemeet. So jy kan sien die skaal is Maat, so jy kan sien haar kop daar bo op die skaal met haar veer, en haar veer word dan gesit op die skaal. Kyk, jy kan sien aan die een kant het 'n veertjie op, en aan die ander kant, daai dingetjie wat lyk soos 'n klein potjie, is eintlik die hart van die persoon wat oorlede is, en sy hart word dan geweeg, en sy hart nie as sy hart nie die skaal tip, as hy te lig weeg teenoor die veer, dan word sy hart opgevreet deur hierdie monstertjie wat so sit onder die skaal met 'n krokodilkop, 'n seekoei agterlyf, en dan nog die voorkant van 'n ander dier en 'n deel van 'n leeu se maanhare, en sy naam was Amit, en Amit het dan jou hart opgevreet, en dis die slegste ding vir enige Egiptenaar wat kon gebeur met jou, want as jou hart geëet word, dan bestaan jy nie meer. Dan is jou lewe, dan is jy net weg. So met ander woorde, jy kan nie weer hergebore word nie. Jy kan nie deur 'n proses van reïnkarnasie gaan nie. Maar as jy nou sterk genoeg gevind is, dan kan jy aangaan, en hierdie persoon kon aangaan, dan word dit opgeskryf. Ja, kan jy sien is die skrywer God Tof, die god met die ibiskop, en dan kom Horus, die god van die aarde, en lê en sit jou voor die god Osiris, en daar kan jy sien sit die god van die onderwêreld Osiris, en agter hom is sy vrou Isis en haar suster. Voor hom is ook die, wat hulle praat van daai klein figuurtjies, is die seuns van Osiris wat ook net weer so uitgebeeld word, maar dan kan hy nou in die onderwêreld ingaan. So dit is 'n onderwêreldstoneel. Dis die oordeelsdag toneel vir die Egiptenare. Hier is sommer 'n ander weergawe van hom, en jy kan sien maar basies weer dieselfde. Die hart wat dan geweeg word teenoor die vee, daar sit Maat homself op die skaal ook as die skaal. Daar aan die linkerkant staan sy ook, en dan Tof skryf op. As jy hart nie reg is nie, jy sit die monstertjie so op sy houertjie, en weer 'n keer daarvoor Osiris. Goed, so dieselfde uitbeelding. Goed, hier is maar net nog 'n weergawe van dit. Daar sê.
Nou die laaste enetjie, net om vir julle 'n idee te gee van hoekom dit vir ons so belangrik is om hierdie antieke beelde te bestudeer en die impak wat dit gehad het. Nou, net as mens gou hierdie versie lees, Psalm 110 vers 1, dan staan daar van Dawid, 'n Psalm: Die Here het tot my Here gespreek. So die eerste Here is God, het tot my Here, die koning, kom ons sê nou Dawid, gespreek: Sit aan my regterhand totdat ek die vyande maak 'n voetbank vir die voete. En hier sien jy twee ikonografiese beelde van Egipte, waar die farao sit op die skoot aan die linkerkant op die skoot van die God, en dan sy voete rus op 'n voetbank, en binne die voetbank kan jy al die lyke sien van sy vyand, hoe is hulle mooi ingepak. En daai beeld is byvoorbeeld net so oorgevat en gebruik binne Psalm 110. Daar is 'n ander ene aan die regterkant, daar sit hy op sy nou kry ek nie die Afrikaanse woord nie, nou gaan julle my moet help. Wat is 'n nanny in Afrikaans? Die een wat na die babatjies kyk, wat Rikus, help my gou-gou, wat is 'n nanny? Net 'n versorger of wat, ek weet nie. Ja, seker maar 'n versorger. Ek weet nie, geliefdes, julle moet my help nou hier. Maar hier sit hy op die jong farao op haar skoot, en dan weer 'n keer met 'n voetstoel, en op die voetstoel is julle kan sien is die vyande van die farao wat dan se lyke wat daar lê. So hierdie is sommer net so 'n voorbeeld van die impak, en wanneer ons nou Hooglied gaan lees, vers vir vers, gaan ek van hierdie beelde gebruik om vir julle te wys hoe hierdie beelde ook 'n impak gekry het binne die teks, en goed, maar nie net van Egipte nie, maar van die hele naby Ooste. Okay, so kom ons stop hierso met Egipte. So vanaand se eerste gedeelte, ek gaan so vir net so vir die eerste paar gedeeltes gaan ek nou fokus regtig op 'n inleiding. So wanneer ons besig is met 'n Bybelboek, dan is dit altyd belangrik om inleidings wat ons van praat as inleidingsvraagstukke te antwoord. Nou, inleidingsvraagstukke is daai tipiese vraag wat mens vra: wie het dit geskryf, wanneer is dit geskryf, hoekom is dit geskryf, waar is dit geskryf, al daardie tipe van goedjies. So ons gaan vanaand daarop nog 'n bietjie fokus, en so dalk deels ook nog 'n bietjie volgende week ook onder andere. En dan soos daarmee klaar is, dan begin ons met die teks, en ons gaan versie vir versie saam met die teks bietjie stil staan. Goed. So vanaand gaan ek nou eers begin. So kom ons begin sommer met die naam van die boek. En in Hebreëus is die boek se naam wat ons ken natuurlik as Hooglied is Sir Hasharim. Sir beteken lied in Hebreëus, en dan Hasharim is soos 'n hooglied of 'n uitsteklied of die mooiste lied of die skoonste lied wat gebruik word. So as jy in Hebreëus die boek Hooglied gaan soek, dan gaan jy hom kry onder Shiarim. En dan in die Grieks, as jy nou die Griekse Bybel sou lees, of die LXX, die Griekse vertaling, dan is dit Asmaton. In die Latyn, en baie mense ken hom ook in die Latyn as die Canticum Canticorum. En in Engels word hy ook baie keer genoem Canticles. So baie keer as jy die kommentare ook lees, dan van Hooglied, dan sal jy sien dit word genoem die Canticles. En dan natuurlik vir die ouens wat nou nog van die Duitse Bybels en die Lutherse Bybels lees, is die Hoogste-lied. Of met ander woorde die hoogste lied, die beste lied. Maar eintlik is dit nie reg nie, want dit is eintlik nie net 'n lied nie, dis liedere, nê. So dis nou meer fout, nê. So ons moet dit hoogliedere genoem het. So seker 'n sterker vertaling gewees het. Goed. So as ons praat van Hooglied, waar kry ons Hooglied in ander boeke? Soos julle weet, word baie van die boeke aangehaal, haal die boeke mekaar baie keer aan, en vind jy ook dat soos ons skryf baie keer verse byvoorbeeld van die Ou Testament wat ons in die Nuwe Testament kry, maar net so is daar ook baie boeke wat van die Ou Testament mekaar aanhaal. Maar interessant, Hooglied nie regtig nie. Hooglied haal ook nie byvoorbeeld regtig iets uit Spreuke aan nie. En hoekom praat ek nou van Spreuke en Job en so aan? Want ons moet spesifiek fokus nou op wysheidsliteratuur, want dit val alles onder literatuur wat tipies in poëtiese styl geskryf word. So al jou wysheidsliteratuur is poëtiese literatuur. En Hooglied is gedigte, nê, dis liedere, poëtiese literatuur. So mens gaan kyk, en nou jy sien wel bietjie eienskappe van blomme en speserye en sulke goedjies, so 'n paar uitdrukkings en spreuke wat ooreenstem.
Prediker, wat natuurlik nou 'n bietjie 'n ander en meer 'n ander doelwit het. Ons het al bietjie oor die boek Prediker ook gepraat. Sal jy ook nie regtig sien, jy sien ietsie van die gedagte van man en vrou daar binne. Binne die Joodse tradisie is dit natuurlik baie komies. So in die Joodse tradisie sê hulle Salomo het hierdie boek geskryf toe hy 'n jong man was, so sy hormone het hom gepla. En Spreuke het hy geskryf in sy middeljare en Prediker in sy hoër ouderdom toe hy 'n bietjie meer wysheid gehad het en 'n bietjie meer ontnigtering ook al gehad het oor sekere goed, maar dit is net tradisie. Ons weet vandag dat dit is glad nie die geval dat Salomo hierdie boek geskryf het waarskynlik nie. Want die boek bestaan uit 'n magdom van gedigte wat uit verskillende penne uit en later versamel is om een boek te vorm. So daar's meer as een skrywer of 'n klomp skrywers, maar daar was dalk een of twee ouens wat die boek saam redaksie gedoen het wat hom dan uiteindelik soort van 'n goue lyn of 'n storielyn gegee het. In die ander boeke vind ons geen verwysings na Hooglied nie. Ons vind nie in die res van die Bybel regtig verwysings na Hooglied nie. So Hooglied is wel deel van die wat ons praat van die Megalot. So Megalot beteken die feesrolle. So die feesrolle word altyd gelees in die tyd van groot feeste en Hooglied word gelees by die Paasfees. So ons is nou net in Paastyd gewees en Hooglied sal nou die boek gewees het wat nou gelees word. Hoekom? Want dit gaan oor nuwe lewe, nê? As mens nou dink die verhouding tussen man en vrou. En dit is wat Paastyd was, nê? Dit was nuwe lewe vir Israel na Egipte. God wat hulle kom red het daar uit, so dis 'n nuwe begin en as ons dink vir ons ook in die Christelike literatuur in die konteks van Christus en Jesus, het Christus vir ons ook nuwe lewe kom gee. En daarom sal ons ook eintlik die Hooglied moes gesing of gelees het nou in die tyd van Paastyd. So Rikus, volgende jaar met Paastyd is dalk 'n goeie tyd om 'n goeie reeks oor Hooglied te doen. Ja, so die ander 5 rolle is nou Hooglied en dan sit Ester, Rit, soos al hierdie klein boekies, klaagliedere, Ester, Rit en Swaan wat deel is van die feesrolle. En soos ek reeds genoem het dat Hooglied word dan spesifiek gelees in die tyd van Paastyd. Goed. So die ontstaan van die boek, watter tydperk, wanneer ontstaan en deur wie moontlik geskryf? Wel, ja, daar is teorieë dat Salomo dalk dele van dit kon geskryf het, ons sal nooit weet nie. Ons kry die gedagtes in Konings 4, weet ons dat hy die wysheid van Salomo, verwysings na Salomo wat skryf, en in die teks kry ons dan ook verwysings van Salomo. So ons sien daarso in hoofstuk 1 vers 5 en 3 en 7, die perde van die farao, Salomo het met perde ingevoer, weet ons in Egipte, uit Egipte uit in 1 Konings 10, so dit is nie vir hom vreemde beelde nie. Die liefdesgedigte wat ons spesifiek kry, die pas veral ook in Konings 28 en 29 oor Salomo se huwelik moontlik. Met die dogter van die farao, maar Salomo moes geleef het tussen 1000 en 922. Die meeste van hierdie tekste se beelde en kontekste lyk bietjie baie later. So ons dan so ja, mens kan 'n argument voer, maar dit sou nie 'n baie sterk argument kon wees nie. Mens kry ook verwysing daar in 1 Konings 3:4 vir die Selamitiese vrou, wat moontlik by Abisag is. As mens dink ook in 1 Konings 2, dan praat Salomo spesifiek daarin sê nee, maar dit is die broer se vrou en so aan en sulke goed. Dan kry mens 'n teenargument. So Salomo kom ook in self en sê, wel, en as dit dan nie, want die teks praat van die Selamitiese vrou, maar as hy sê hy het nie met daai vrou 'n verhouding gehad nie, dan lyk dit tog nie of dit dalk verwys na sy vrou nie. So ja, so maak die ontbloot die teks ook dalk 'n bietjie vir ons iets. Maar wat vir ons belangrik is dan om te kyk na hoe die teks dan ontstaan het. So as ons nou sê, goed, daar's meer as een skrywer, dan kan ons vir onsself ook sê dat daar moes 'n fase van ontwikkeling gewees het. So daar was 'n lang mondelingse fase, of dalk moet mens sê mondelinge in die meervoud fases. Met ander woorde, klomp gedigte was geskryf. Ek skryf 'n liedjie, ons sê Kurt Darren skryf 'n liefdesliedjie en ons kry
Ja, en nou ken ek nie al die Suid-Afrikaanse sangers se name nie, so okay. Maar goed, en Celine Dion skryf 'n liedjie en hierdie een persoon skryf 'n liedjie en daai persoon skryf 'n liefdesliedjie en dan kom daar iemand op 'n stadium saam en begin al hierdie liefdesliedjies bymekaar versamel en want hy wil of sy wil 'n bepaalde storie vertel en nou begin hy hierdie stories aan mekaar koppel om sy storie mee te vertel en nou begin hy dit redigeer of sy redigeer dit en uiteindelik kry ons dan wat ons nou van praat vandag as die boek Hooglied. So oorspronklik was dit mondelinge stories of gedigte gewees. Toe begin daai gedigte pen vang en toe word hulle versamel, so daar's 'n opskrifstellingsfase. Wie dit gedoen het, dalk het Salomo met daai proses begin, ons sal nie weet nie, maar waarskynlik as ons die teks dophou en dan van die beelde gaan kyk en hulle gaan sien, was dit nader aan die ballingskapstydperk. So nou praat ons van 'n tydperk van hier na 586 voor Christus. As ons sê Salomo was tussen 1000 en 922 voor Christus, dan is dit amper 500 jaar na Salomo. En ons weet dat van die Egiptiese liedere wat ons vind binne in Hooglied en van die Hellenistiese Griekse beelde wat ons kry is baie later. So dit dateer eers hier in die omgewing van 316 tot 198 voor Christus. So as dele van daai boek eers dan ontstaan het, dan weet ons dis 'n baie later ontwikkeling. En dan kry ons 'n finale vorms eers hier by Qumran wat waar die dooie seerolle is en dis is hier in die omgewing van 100 voor Christus. En ons weet Rabbi Akiba by die sinode van Jamna in die omgewing van teen 9 na Christus praat dan vir die eerste keer regtig van die boek Hooglied. Hy verwys ook na die boek Hooglied as die mooiste boek van alle boeke. Hy sê ook is die belangrikste boek in die Ou Testament. Maar dit gaan oor hierdie nuwe lewensgedagte, oor die nuwe lewensverhouding met God, want hulle lees dit in allegoriese interpretasie, so ek sal nou terugkom daarna. En dan sien ons met ander woorde die boek kry funksie, hy word funksioneel, hy word gebruik in die liturgie. En waar word hy dan nou gebruik in die liturgie, het ek vir julle gesê, as deel van die megalot, by die feeste. So hy word toe, so nadat die boek nou finaal by mekaar gekom het, al die gediggies en die redaksie plaasgevind het in 'n finale kanon vorm, hier omtrent 100 voor Christus sien ons 'n finale vorm, en funksioneel begin raak het in die Joodse tradisie, en soos ons sê, ons sien al 'n verwysing hier van die boekie na 90 na Christus, weet ons nou in die laaste 2000 jaar in Joodse tradisie en natuurlik in ons eie tradisie word die boek ook gebruik. Ons sien ek gebruik dit meer by bruilofte soms, maar die Jode gebruik dit definitief by die feeste. En ek dink daar's iets waardevols aan die feesgedagte ook vir ons as Christene, veral hier by Paastyd. So, hoe was die boek deur die jare geïnterpreteer? Kom ons praat van interpretasiegeskiedenis. Met ander woorde, hoe het mense hierdie boek gelees? Hoe verstaan hulle die boekie Hooglied deur die laaste paar jare? So, die eerste manier is tipies allegorie. Met ander woorde, hulle vergeeslik dit. So, die ouens voel ongemaklik met die liefdestaal, so om te probeer te verduidelik hoekom nou hierdie liefdestaal nou in die Bybel is, sê ons, nee, dit hy 'n verhouding tussen mens en God uit, en die man is God en die vrou is, maar ek moet sê, as dit waar is, dan moet ek sê, raak ek bietjie ongemaklik ook, want van hierdie beelde is baie eksplisiet. So dit help ons eintlik om te besef dat dit was nie die regte manier om hierdie boek mee te interpreteer nie. Baie akademici het later begin om dit as 'n drama uit te beeld, soos 'n verhoogstuk, laat dit dalk 'n tipe van 'n verhoogstuk was, wat uitgespeel was om 'n bepaalde boodskap te kommunikeer. Ja, daar's goeie argumente daarvoor, veral as jy kyk hoe die boekie geskryf is, né? Jy sal onthou, die man praat, die vrou praat, dan praat die man, en dan praat die vrou, en dan praat die groep vroue, en dan praat die manne, en so aan, en so dit lyk nogal soos 'n toneel. Dit lyk amper geskryf soos 'n toneel, want dit is hierdie gesprekke, so mense kan nogal verstaan. Dan begin ons agterkom, ouens het dit begin interpreteer binne in die kultiese mites. Nou sal hulle begin kyk baie na die mitologiese goedjies en so aan. En hulle probeer dit om dit in die kultus te omskryf, maar dit was ook nie 'n lekker interpretasiemetode nie.
toe die ouens begin besef, maar dalk is hierdie bruilofsliedere gewees. So liedere wat geskryf is vir 'n huwelike of bruilof. En dit so gelees, nou as ek sê bruilofsliedere, nou praat ons van, met ander woorde, bruilofsliedere vir 2000, 3000 jaar terug, nou nê. Wat toe geskryf is vir huwelike toe. En ja, definitief daar is 'n baie sterker aanklank aan die interpretasie, maar vandag, as ons vandag met interpretasie besig is, omdat ons nou al besef het met al die opgrawings wat ons het uit die Naby Ooste, en ons het baie van hierdie beelde ook nou gesien het in die antieke Naby Ooste, nie net in Israel nie, en al baie ander tekste opgespoor het, en kan sien hoe hierdie taal gebruik was in die algemeen, met liefdestaal, het ons besef dat dit is verskillende gedigte wat saamgevoeg was en dit is 'n liefdesverhaal, dis liefdesliedere. So vandag as ons Hooglied lees, interpreteer ons dit as liefdesliedere. Goed, en dit is wonderlike liefde wat uitgebeeld word tussen 'n man en 'n vrou, wat ook deel is van God se skepping. So as ons bietjie kyk na hierdie verskillende interpretasies, net so wat sou die boodskap dan nou gewees het? Byvoorbeeld, as ons nou na die allegoriese gedeelte kyk, sou die Jode nou gesê het dit is die verhouding tussen God en Israel. Die Christene sal natuurlik gesê het Christus in die kerk. So vir baie jare het die kerk Hooglied gelees met die interpretasie van dit is die verhouding tussen Christus en die kerk. Wat vreemd is, want behalwe dat dit 'n Ou Testament boek is, so Christus was nog nie 'n figuur wat bestaan het op daardie stadium as 'n figuur wat mense geken het nie. Is dit ook interessant natuurlik om te weet dat God speel nie regtig as 'n sentrale figuur in die boek nie. God word nie regtig uitgebeeld in die boek nie. So om daai afleiding te maak is bietjie so die Engelse sê far-fetched. Goed, dan liefdesliedere. Die boodskap wat ons dan nou vandag koppel is vir liefde, huwelike, die feeste, om die boodskap van lewe, wat dit is definitief 'n baie sterk boodskap binne in die boek, nuwe lewe, en dan wat ons by ook verskeie godsdienstige geleenthede lees. Volgende skyfie is nou meer vir ouens wat bietjie in taal belangstel. So dis nie vir almal nie. Onthou dit is poësie, dis gedigte, so mens skryf groot verskeidenheid van poëtiese skryf metodiek binne in hierdie boek, en ek noem sommer net so 'n paar hierso, ek gaan sommer net 2 vinnig deurwys, net om te wys net die ongelooflike ryk taal wat mens vind, en ons praat nou natuurlik hoofsaaklik van Hebreëus in hierdie geval, maar natuurlik hierdie beelde ken julle ook in gewone poësie ook. So die eerste alliterasie, so jy sal 'n Hebreëse woord kry wat daai konsonantklanke herhaal. Selfs met assonansie met die vokale, klanknabootsing, rym, jy kry refreine, jy kry retoriese vrae, baie eufemismes. So natuurlik vir die wat onseker is oor wat 'n eufemisme is. Eufemisme is wanneer daar in hierdie boek veral na geslagsdeel verwys word, maar ander terme of ander beeld word gebruik om die geslagsbeeld meer uit te beeld, om dit 'n bietjie te versag. Metonimie kry mens, wat byvoorbeeld ander beelde gebruik vir 'n naam, pleonasmus word gebruik, anadoblosis word gebruik, baie trefwoorde wat jy vind. Jy kry bruilofsliedere, allegorie, en jy kan sien, metafore, hyperbole, personifikasie, getalspreuke, rolryde. Dis alles net in hierdie klein boekie wat wel 8 hoofstukke het, maar is 8 kort hoofstukkies. Hierdie boek is gelaai met digterlike taal en digterlike beelde. Dis fantasties mooi om te lees en die dieper poëtiese woorde te bestudeer en die betekenis daarvan te probeer verstaan. Dit verryk mense lewe vreeslik baie. Goed, wat 'n soort liedere kry mens? Wat 'n soort gedigte kry jy binne in die boek? Hierdie is dalk lekker interessant, want mens kry nogal 'n groot verskeidenheid van liedere binne in die boekie Hooglied. Mens kry bewonderingsliedere, en daar het ek nou vir julle ook aangedui. Ek dink daar is, as ek reg onthou, is daar 29 gedigte totaal. Ja, 29 gedigte binne in die boek Hooglied.
Party skrywers gaan van die liedere byvoeg of opbreek, maar gemiddeld meeste akademici 29 gedigte. So as ons praat van die ontstaansgeskiedenis, ten minste 29 gedigte wat uiteindelik toe een boek geword het. Goed. So jy kan dink dat elkeen van daai gedigte het waarskynlik 'n ander oorspronklike ander betekenis gehad of 'n ander persoon in gedagte gehad voordat een persoon nou gekom het om almal te gebruik om vir een persoon te sê hy het hom lief of sy het hom lief. So en liefde het ons verskillende maniere om uitgedruk te. Ek sê nie vir my vrou net op een manier ek lief haar nie. Ek wys dit vir haar verskillende maniere. En net so kom Hooglied ook en gebruik verskillende gedigte, tipe gedigte om die liefde mee uit te beeld. So jy vind bewonderingsliedere, daar kan jy hulle sien. Daar's beeldliedere of metaforiese liedere, gelykenisse, selfs allegoriese beelde, beskrywingsliedere. Daar's pragtige omskrywing van die menslike liggaam in hierdie boek. Ons gaan sien selfportret, hoe die persoon homself of haarself skilder. Natuurlik om nou meer 'n soort van ook uit te beeld hoe hulle lyk. Spog, sommer net lekker die woordjie brekliedere. Skerts, komies. Jy kry selfs 'n komiese opmerking soms bietjie. As mens nou kyk hierso in hoofstuk 1 vanaf vers 9, kom ek gou die teks hier voor my oopkry. Sê my wat jy liefhet. Waar laat jy jou klein vee wei? Waar laat jy hulle rus op die middag? Hoekom moet ek my agter 'n sluier wegsteek met die veetroppe van jou vriende rondsoek, jy weet. So sy spot met hom eintlik in sy tergom en goed. En sy skerts met hom om te sê weer is so maar hoekom is dit so moeilik om jou aandag te kry? En dan kry jy belewingsliedere, liedere van verlange. O, ek mis jou so baie. En natuurlik ook bruilofsliedere. En daarom is een van die maniere ons ook hierdie teks lees as bruilofsgedagtes. En dis een van die mooi goed wat mense uit die boek Hooglied dan nou kry, dat dit beeld 'n verhouding uit tussen een man en een vrou. Dit is nie 'n boek wat enigsins losbandigheid voorstaan nie, of so iets nie. Dit is regtig diepe liefde wat hier so uitgebeeld word. Ek dink dan gaan ek nog ek gaan nog een slide wys en dan gaan ek daar stop vir vanaand. Wat baie belangrik is binne die boek Hooglied is die ruimtes, die plekke. In die Grieks praat ons van die topoi. Meeste van die akademici sal ook vir jou vertel die topoi in Hooglied is baie belangrik. Want die ruimtes waar elkeen van hierdie gedigte speel in 'n bepaalde ruimte af. Party van hulle is in 'n slaapkamer, party van hulle is in 'n tuin, ander is in 'n wingerd en jy kan sien hierso die flora en fauna, die druiwe, die tuin, die eet en drink, die rykdom, die sensualiteit. Al hierdie ruimtes word vreeslik mooi omskryf. Baie herhaling. Julle gaan sien, dit gaan later vir julle voel ons lees dieselfde teks oor en oor, maar dis omdat dit gedigte was, né? En baie keer van die gedigte klink baie keer dieselfde, ook as dit oor dieselfde tema gaan. En hierdie nou samegooi van 'n klomp gedigte is, kry mens hierdie gedagte van herhaling, maar mens sien veral die wingerd en die tuin en die slaapkamers omskrywings baie mooi in hierdie boek. So plek, so wanneer jy die teks lees, soek ook vir die ruimte. Kyk of jy die teks kan sien. En dan gaan ons volgende week nou begin om vers vir vers te lees. Ek dink ek dink ons is ver genoeg om vir vanaand te stop en nou dalk 'n vraagie of twee te vat as daar is. Maar van volgende week gaan ons begin kyk na ikonografie, wat soos wat ons nou met die Egiptenare begin het, of na tekeninge van standbeelde en so aan. So net om vir julle 'n idee te gee, byvoorbeeld, ons gaan begin met hierdie beeldjie, wat mense ook sien as jy die woorde lees van hoofstuk 1 vers 2 tot 4. En byvoorbeeld gaan ons aangaan kyk hier so 'n mooi uitbeelding van die farao wat sy vrou soen en so aan. So ons gaan volgende week sal ons daarmee verder gaan. Here, vreeslik dankie vir die voorreg om so ook te kan luister, Here, te kan inneem en net te kan sien hoe dinge by mekaar pas, Here. En ons weet, Here, uit alles uit is U die almagtige God en dankie dat ons U so kan ken. As 'n God wat nie net daarbo verhewe is bo ons nie, maar 'n God wat ook betrokke is in ons lewens, Here. Dankie vir uitbeeldings wat
wat vir ons 'n beter prentjie gee op wie U is, Here. Dankie vir Lodewyk wat vir ons help en lei ook daarin om dit beter te verstaan. Mag ons in hierdie 3 sessies wat ons ook saam het net regtig dieper ontdek, Here, wie U is, Here, en dieper verstaan ook die boek van Hooglied, sodat ons ook hopelik nie net die liefde nie, maar ook U liefde vir ons beter kan verstaan. Dankie Here vir hierdie aand en mag U ons seën, elkeen lei in hierdie aand verder, die week wat voor lê nog, en ons veilig ook weer terugbring volgende week om verder te luister. Ons bid dit, ons vra dit in die wonderlike naam alleen. Amen.